Goeienaand en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so deur op die knoppie te klik, as ook op die klokkie sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Vandag se onderwerp is: waarin glo die linkses? Nou, ons is natuurlik 'n land waar die linkses oor 'n totale hegemonie beskik. Ons kan nou daaroor gesels, maar op alle gebiede oorheers hulle die openbare ruimtes, die instellings, die media, die universiteite, die parlement, die staatsdiens, die kerke, daar is omtrent nie 'n instelling wat hulle nie oorheers nie. Maar voordat ons nou verder daarop ingaan, waarin linkses glo, wil ek net herinner aan ons boek, wat verlede week verskyn het, Die Ommegang, deur Jan van Aken, 'n Nederlandse skrywer. Baie interessante verhaal wat in die middeleeue afspeel. Dit is 'n roman, fiksiewerk dus. En dis so 'n hele lang relaas van hoe hierdie baba gevind word op die drempel van 'n klooster in Engeland. En hy word dan eintlik van die dood gered, want dit is op 'n wintersnag. En hy word dan groot in die klooster en hy word naderhand 'n baie geleerde man en 'n medikus en iemand wat baie tale kan praat, en uiteindelik reis hy die hele wêreld vol deur Europa en deur die Verre Ooste, en aan die einde van die boek dan is hy op pad, of aan die begin van die boek is hy eintlik op pad na Konstans toe, maar dit spring so 'n bietjie rond in die tyd. En as 'n mens dit lees, dan kom jy onder die indruk dat ons het eintlik nie soveel gevorder oor die afgelope 600-700 jaar nie, want ek dink die rol wat die Katholieke Kerk vervul het in die middeleeue, of in die laat middeleeue, is dieselfde as wat die linkses, of links met die hoofletter L. Trouwens, ek wil probeer op hierdie kanaal om ordentlike Afrikaans te praat. Ek is nie eintlik 'n goeie spreker nie. Ek skryf, is my baie lekkerder om te skryf, want as 'n mens praat, is daar 3 woorde wat jy gebruik, en jy weet, enige as gewoonlik 3 sinonieme in my kop wat ek kan gebruik, en ek moet een daarvan kies, en dis nie altyd so vinnig wat 'n mens die regte ene kies nie, of jy aarzel daaroor, of wat ek al, terwyl as jy skryf, het jy baie meer tyd om die regte woord op die regte plek te plaas. So dis 'n kuns om te praat, maar dis ook 'n kuns om te skryf. En as ons nou gesels oor, Afrikaans. In Afrikaans sê mens gewoonlik links met 'n hoofletter. Nie die links is nie, maar ek dink die meeste mense sal miskien meer gemaklik voel met die term die links is. Maar kom ek gebruik nou maar dit soos dit hoort, links met 'n hoofletter L. Nou, links vandag is 'n bietjie soos veral in ons land, is soos 'n bietjie soos die Katholieke Kerk in die middeleeue. Die Katholieke Kerk het bepaal wat jy glo, hoe jy glo, jou norme en waardes en sedes, en as jy daarvan afgewyk het, was jy in groot moeilikheid. En soos as jy die boek sal lees, dis interessant, want op ten minste 3 plekke word mense in die openbaar verbrand. Onder andere, daar was ook historiese gebeure, byvoorbeeld die verbranding van Jan Hus van Boheme. Dit is 'n ware teregstelling wat plaasgevind het, en dit word in die roman beskryf. Wat eintlik aangrypend is, ek was, toe ek nou in die Februarie maand, was ek op 'n blitsbesoek in Europa, en het ek onder andere België, Frankryk, Nederland en Tsjechië, Praag aangedoen. En daar in Praag het ek die standbeeld, daar's 'n groot standbeeld vir Jan Hus in Praag, so op een van die stadspleine. En hy het 'n groot rol gespeel, Jan Hus. Ek dink hy was 'n groot denker en 'n baie beginselvaste man.
En om daardie rede is hy op die brandstapel verbrand, omdat hy beginsels gehad het. En ek dink vandag, met die hegemonie van links in die wêreld en veral in Suid-Afrika, ons word nie letterlik op die brandstapel verbrand nie, maar ons word gekanselleer, gemarginaliseer, ons word beboet, ons word gedreig, afgedreig, alles omdat ons die dogma, die heersende dogma van links bevraagteken. Trouwens, daar is ook, jy het miskien al figure, miskien het jy al gehoor van die term die donker verligting. Dus 'n paar jaar gelede was dit 'n baie gewilde term wat ek gehoor het op die internet. En onder andere was daar 'n man met die naam Nick Land, wat daarmee verbind is, as ook nog 'n paar ander figure op die internet, wat ook een en ander geskryf het, en hulle het hierdie term die kathedraal gebruik, in 'n negatiewe soort sin. Nou, die kathedrale in Europa is vir my pragtig, want dit is ook waaroor die gaan, want hier benewens die feit dat hy 'n dokter word, is die groot droom van die held Isidore van Rillington in hierdie boek, dat hy graag 'n kathedraal wil bou. Hy wil sy naam vir ewig sien in klip en steen en beeldhouwerke in 'n kathedraal. En dit is sy groot droom, wat hom as dit ware obsedeer sy hele lewe lank. En die kathedrale van Europa is vir my pragtig, al hierdie katholieke kerk hulle gebou. Maar hierdie donker verligting mense, hulle gebruik dit in 'n negatiewe sin, dat die kathedraal is diegene wat die dogma neerlê in die samelewing. En natuurlik is die kathedraal ook links. En vandaar dus vanaand se praatjie hier op Praag TV, wat gaan, waarin ek die vraag vra, waarin die linkses glo, of waarin ek hier graag wil bietjie inlig, waarin linkses glo. Nou ek is 'n absolute deskundige op links en regs, sou ek sê, want ek het alles gelees, ek het selfs toe 2 jaar gelede daar in Amerika was, jy weet, ek was alleen in 'n huis ook op 'n stadium daar, en die persoon in wie sy huis gebly het ook 'n exemplaar van Mein Kampf gehad, deur Hitler se autobiografie, wat miljoene exemplare verkoop het in die 30er jare, en ek het dit gelees, en dit baie interessant gevind, want dit is nie net 'n boek oor Hitler self nie, dit is ook 'n boek oor die politieke omstandighede wat in Duitsland gegeld het in die 20er jare, in die 30er jare. Dit is alles van Mein Kampf af regdeur tot by Marx, Lenin, wat ek al weet. Ek het dit alles gelees, dus ek weet eintlik baie meer van die marxisme as enigiemand in die EFF, MK, selfs in die kommunistiese party. Ek sal vir hulle lesse kan gee oor hulle eie ideologie. Maar dit nou daar gelaat, ons gaan nie nou hier in 'n groot teoretiese debat betrokke raak nie. Vir my gaan dit meer daaroor, veral in die Afrikaanse omgewing, want ek dink Afrikaners weet nie veel van links nie, van linkse denke nie, want hulle het nie daarmee groot geword nie. Hulle was nie by van hierdie verskriklike linkse Engelse universiteite in ons land nie. Wel, nou het die universiteite natuurlik almal in 'n minder of meerdere mate links geraak, maar desnieteenstaande, ek dink by die jou Afrikaner akademisie is daar 'n meer soort, daar's 'n soort van pragmatiese aanvaring van linkse denke. Hulle voel hulle is nou onder die hiel van die ANC en die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party, en daarom moet hulle nou maar konformeer teenoor links en linkse denke. Maar hulle glo nie werklik met hulle, hoe sal mense nou stel, met hulle hart en hulle verstand en daaraan nie. Hulle is nie
binne die kathedraal, om nou saam in die donker verligting te praat, is hulle nie gelowig is van links nie, maar daar is natuurlik baie Engelse in ons land, wat linkse gelowiges is, en hulle is fanaties, oor hulle geloof in Karl Marx en Lenin en al hierdie figure. Frans Fanon is ook hy was 'n soort Algerijn, ja, eintlik ek dink hy kom van die Karibiese eilande of iets af, maar hy het in Algerië ook gewoon en hy was 'n marxistiese revolusionêr in Algerië en hy het 'n boek geskryf met die titel in Frans, Les Damnés de la Terre, ek het dit vir die eerste keer in Nederlands gelees, jare gelede toe ek student was, eerste 2 jaar student, en in Nederlands het dit gelei iets van in die trant van die verworpenis, de verworpenen der aarde, of die verworpenis van die aarde. En ek wil eintlik 'n boek skryf oor Frans Fanon en Louis Vuitton, want diegene wat sulke groot aanhangers van die marxistiese Frans Fanon in ons land is natuurlik ook aanhangers van Louis Vuitton en luxe Franse, Italiaanse goedere, klere, handsakke, skoene, wat ook al. Jy weet, dit is natuurlik 'n paradoks van links in ons land, dat hulle tegelykertyd hierdie verskriklike uitspattige kapitalisme nastreef en aan terselfdertyd nog steeds oortuigde kommuniste en marxiste bly. Maar nou, dit is nou alles ter inleiding. Ek hoop nie hierdie gaan te lank word, maar dit is nie eintlik 'n intellektuele onderwerp nie, maar dit raak ja, aan 'n intellektuele onderwerp. Nou, waaraan glo die links is? Waarom glo links die mense van die kathedraal in ons land? In die eerste instansie natuurlik is hulle ateïste. Hulle glo nie in die Christelike God nie, en u sal hier herinner dat so rondom 2016, 2017, trouwens dit staan ook in die communistiese manifest van 1848 van Marx en Lenin. Ons moet dit eintlik in Afrikaans weer uitgee, want ek dink dit sal verskriklik interessant wees vir mense om te lees, en dan sal hulle baie dinge erken wat in ons land aan die gang is, as hulle die communistiese manifest van 1848 van Marx en Engels lees, en ergens daarin sê hulle natuurlik dat hulle is ateïste, en jy kan nie eintlik links wees sonder om 'n ateïst te wees nie, alhoewel daar is natuurlik linkse teoloë ook, daar was 'n Beyers-Naudé gewees, en daar is nou, die kerke is ook geïnfiltreer natuurlik met links is, hulle in die sogenaamde bevrydingsteologie, of die teologie van revolusie, en vele van hierdie linkse teoloë, hulle glo nog so effens 'n bietjie daar, jy weet, aan God en die Christelike tradisie, maar eintlik ook nie. Eintlik is hulle ook maar net halfpad marxiste. Maar, ja, dus, ek het nou onlangs ook toevallig op YouTube so 'n gesprek raak gesien waarin 'n paar van hierdie, in Afrikaans, dit was nie goeie Afrikaans nie, sou ek sê, as klomp Engelse woorde tussenin, maar ek sal nie hulle name noem nie, maar 3 min of meer bekende linkses vanuit die Afrikaanse omgewing het daar gepraat oor die oerknal en die wetenskap, het so 'n bietjie verwys daarna dat die heelal 15 miljard jaar gelede tydens hierdie oerknal ontstaan het, en ja, en van daaraf sit dui dit natuurlik uit, die heelal dui uit, en deur evolusie hierdie aarde en alle lewende wesens daarop tot stand gekom. Ja, dit is 'n baie groot onderwerp, waaroor ons miskien op 'n stadium kan gesels, en ek is tans besig om 'n digbundel te skryf. Dit interesseer my so 'n bietjie al hierdie dinge met die titel Oer. Dit is 'n gedagte wat my al 'n lang tyd fascineer, en alles wat met die
begrip oer en die oertyd en die oerwoud en oermense te maak het. En hopelik sal ek dit binne die volgende paar maande klaar kry en dan sal dit gepubliseer word. Maar die linkses, dus hulle is gekant, hulle is ateïste en hulle hou nie van Christen nie. Kyk, hulle gee niks om vir Islam nie. Hulle, trouwens in Frankryk, mevrou Marine Le Pen byvoorbeeld, sy het hierdie term gemunt, Islamo-gauchisme, Islamo-linksheid. Want daar verkeer die linkse ateïste in alliansie met Islam en met moslims. En gewoonlik is moslims taamlik, hulle is uiters gelowig, hulle bid 'n paar keer per dag, hulle gaan elke Vrydag moskee toe en hulle buig voor Allah en so meer. En hierdie linkse marxiste is nou in 'n alliansie saam met die moslems teen die Christene van Frankryk en teen die westerlinge, as het ware. Hulle, dus, daar is snaaks 'n soort bedmaats, om hulle nou maar so te noem, wat die linkses vind in hulle veroweringsdrang. En natuurlik in ons land het hulle alles verower. Nou die tweede ding, ons gaan nou daarby uitkyk, trouwens, ek kan dit miskien vir u noem, daar was 'n Italiaanse marxist wat in die 40er jare onder Mussolini in die tronk was. Jy weet het waarskynlik. Antonio Gramsci was sy naam. Gramsci, sou ek sê, in Italiaans. En hy het gesê wat die marxiste nodig het, is 'n opmars deur die instellings, dat hulle al die instellings moet verower. Hulle moet die media, die universiteite, die staatsdiens, die staat, die kerke, selfs die privaat ondernemings, hulle moet dit alles oorneem. En dis so min of meer wat in 'n hoë mate in die weste en natuurlik in 'n uiters hoë mate in Suid-Afrika gebeur het, want al ons instellings is links af oorgeneem. En hulle sal niemand toelaat. Jy kan nie 'n pos kry, jy weet, in die media of by 'n universiteit of in die staatsdiens of of selfs in die parlement. Jy sal nie daar uitkom en jy sal nie aangestel word as jy nie per se links is nie. En marxisties en ateïsties en alles wat daarmee saamhang nie. Nou ironies genoeg, die tweede ding waarin benewens nou ateïsme, waarin of hulle gebrek aan geloof nie, maar hulle het nie gebrek aan geloof nie, want hulle glo in sekere begrippe. En as ek sê Louis Vuitton, die Louis Vuitton handsak, dis een van die dinge waarin die links is glo, veral in ons land. Maar hulle glo ook in die farmaseutiese maatskappye. Kyk, destyds, as jy nou terugdink, tydens die COVID-tyd, toe, ek kan onthou, Max de Pre en sy trawante, hulle het verskriklik te velde getrek teen mense wat nie die inspuiting wou hê nie, wat nie die pylproteïen van Pfizer in hulle are wou ingespuit hê nie. Hulle het gesê, hulle moet opgesluit word, hulle moet, daar was selfs mense wat in die koerante geskryf het, hulle moet hulle vasdruk en, jy weet, en hulle onder dwang inspuit. Dis wat die linkses gehad het, en alhoewel hulle anti-kapitalisties en marxisties en communisties en socialisties en wat ook al is hulle nie gekant teen hierdie groot maatskappye, teen die farmaseutiese maatskappye byvoorbeeld nie. Hulle in Pfizer is soos kop in een mis. Hulle wil hê, mense moet ingespuit word, hulle moet beheer word, hulle moet, jy weet, daar moet 'n totale beheer wees oor jou liggaam en oor jou verstand en jou hele wese as 'n mens moet beheer word. En trouwens, as ons terugdink nou in die COVID-tyd, dit was regtig iets Orwelliaans, want ons is verskriklik bang gepraat deur al die media. As jy nie die inspuiting kry nie, gaan jy doodgaan.
En die linkses, hulle was voor in die koor daarmee, hoor. Jy weet, hulle was saam met Pfizer en wat Moderna en wat Johnson & Johnson en al hierdie farmaseutiese maatskappye, was hulle besig om die inspuiting op ons af te dwing, op almal. Nou ja, die linkses glo natuurlik ook in revolusie, in gewelddadige verandering. Geweld as sodanig is vir links ontsettend aantreklik. En daarom het ons kyk, in 'n figuur soos Malema, ons praat nou eintlik te veel oor Malema, maar ek dink hy's eintlik nie interessant nie, maar of belangrik eintlik nie, maar hy's eintlik 'n nabootser of 'n naaper, en hy aap soort, jy weet, Europese kommunisme na. Hy het so vir my soos bietjie soos iemand wat die klok gehoor lei het, maar hy weet nie waar die bel hang nie, maar hy het 'n paar van hierdie slagspreuke oor revolusie en jy weet, en geweld en ons moet mense doodmaak en al sulke dinge het hy oorgeneem en hy beskou homself as 'n revolusionêr, 'n marxistiese revolusionêr, en hy het 'n foto van homself of 'n selfie of 'n foto van homself geneem by Karl Marx se graf in Highgate begraafplaas in Londen. Maar hy is uiteindelik 'n soort nabootser van 'n Britse Marxist. En ons moet besef dat daar is iets soos Britse Marxisme, en die Britse Marxisme is geweldig aktief in ons land en het gedurende die hele 20ste eeu eintlik 'n geweldige invloed op ons land uitgeoefen. Ek kan op 'n stadium miskien 'n paar hele aparte video daaroor maak oor hoe presies die Britte en selfs Australiese Marxiste hierheen gekom het om revolusie hierso te stook. Dit verwys na die opmars deur die instellings van Gramsci, en dan natuurlik die verowering van staatsmag, en dat die staat mense se lewens moet beheer en bepaal. Ons het dit baie sterk gesien in die Sowjetunie natuurlik en in Oos-Europa. Die staat het jou hele lewe oorheers. Jy mag niks gedoen het. Hulle het mos gesê in die ou Sowjetunie, tensy iets duidelik of uitdruklik toegelaat word, is dit verbode. So jy mag niks gedoen het as jy nie uitdruklik toestemming gehad het om dit te doen nie. En die staat het eenvoudig gesorg dat hy die mense dermate beheer. En tydens die COVID dit was vir links 'n utopie geweest van die staat. Hulle het selfs mense doodgeskiet wat uit hulle in Soweto, daar was 'n swart man wat net in sy tuin wou vleis braai of iets, en die polisie het hom doodgeskiet, want hy mag nie uit sy huis uitgekom het nie. Nou daar gaan nie 'n standbeeld vir daai swart man opgerig word, soos vir Hector Peterson of wie ook al nie. Nee, hy is maar net, ons weet nie eens, almal het vergeet wat sy naam is, maar hulle het hom doodgeskiet, net omdat hy by sy voordeur uitgekom het. Nou dit is vir die links die ideaal. Jy weet, die staat moet op en af ry in die straat met gewapen, en hulle moet mense beheer. En jy weet, sodat hulle nie buite die riglyne optree nie of niks doen wat die staatsmag kan bedreig of wat die linkse hegemonie kan bedreig nie. Nou, ek sien die tyd stap nou so 'n bietjie aan. Ek dink ons gaan 'n tweede deel maak. Jy weet, ek gaan 'n tweede aflewering hieroor maak, want ek het eintlik nog 'n hele paar aspekte van hierdie probleem wat ek wil bespreek. Onder andere die linkse snoebisme. Dit is nogal 'n nuwe soort verskynsel wat is die afgelope tyd, afgelope 10-20 jaar miskien ervaar, en dat links is baie snoebisties is. Want hulle het heeltemal voeling eintlik met die armes en die werkersklas en so meer verloor. Maar ons kan volgende keer daaroor aangaan. As jy tot hier gekyk het, baie dankie vir die aandag, en dan moenie vergeet om my kanaal in te teken nie. En dus maak ons dan volgende keer weer so, en ons gaan aan met deel 2 van
waarin glo die links is.